Ek gaan vra dat julle julle oë saam met my sluit. Ons wonderlike Vader in die hemel. Here, U herinner ons keer op keer van U goedheid en U guns. Here, ek kom vanmôre saam met die gemeente na U toe in diepe aanbidding. Here, ek vra dat U mense se harte sal versag vanmôre, sodat hulle die boodskap sal hoor vir wat dit is. En waar ons hier kan uitstap, nie net om te sê ons is gereed nie, maar om te sê ons sien uit vir die koms. Amen. Ja, nou is ons klaar met Kersfees, klaar met nuwe jaar. En wat vir my gewoonlik lekker is van hierdie tyd van die jaar is, ek luister na almal se nuwejaarsvoorname. Jy weet mos jy het jou hele lysie wat jy nou so bymekaar maak, want wat gaan ek nou beter doen in hierdie jaar wat ek nie gedoen het in die vorige jaar nie. En is dit nie altyd interessant dat dit gewoonlik kom nadat ons onsself trommeldik gevreet het na die Kersperiode nie. Jy weet, en dan begin dit gewoonlik by, ek gaan 6 keer 'n week gym toe. En dan voordat jy jouself kry, is dit, ek gaan dit net maak tot by my hek en terug. Dan is dit oukei. Met ander woorde, ons begin gewoonlik altyd vol stoom, dis, ons gaan hierdie doen. En dan vang ek myself en dan is dit nou nie meer so lekker nie, want dis moeite. Nou dis eintlik maar aansluit van wat ek oor praat vandag, is jy gereed? Julle, ek is, soos die meeste van julle weet, en die rede hoekom ek sê studente predikant is ek, dis nie net oulik nie, ek swat actually ook tussendeur as ek tyd kry. Maar een van my vakke wat ek mee besig is hierdie spesifieke kwartaal is Biblical Worldview. Nou waaroor dit gaan is, vat jy die Bybel en maak dit deel van jou alledaagse besluitnemingsproses. Nou die Barna groep is 'n groep in Amerika, hulle spesialiseer in studies wat hulle doen, maar op Christelike omgewings, Christelike mense, en dan natuurlik dan bestudeer hulle 'n spesifieke studie gedoen oor hierdie Biblical Worldview, en in Amerika onder die studentegroep wat hulle gebruik het, is 9% van hulle 9% uit hulle almal uit wat Bybels toepas, wat hulle lees en wat Jesus ons leer. Nou die redenasie punt kan kom en sê, ja maar dink Suid-Afrika lyk dit bietjie beter. Ongelukkig nie. Dit lyk bietjie erger. En as dit kom by dit, dan kom 'n mens half agter. Jy weet, daar's 2 goed wat by my opgespring het. Nommer 1, ek kan verstaan hoekom Jesus so gereeld teleurgesteld was in sy disippels, die mense wat naaste aan hom was. Want dit is hoekom die mense wat hy direk mee gepraat het. Ek meen vir 2/3 van sy laaste gedeelte van sy lewe het hy spandeer om hulle reg te kry om die kerke te gaan bou. En hulle het nie eens verstaan wat hy gesê het nie. En die ander ene wat by my opgeduik het is, lewe ek vir die ewigheid? Is ek gereed vir sy koms? Ek deel graag met julle vanmôre in Matteus 25 vers 1 tot 13. Ek dink die hele preek word baie mooi saamgestel uit Matteus 25 uit, maar ons kom daar nie dat ek myself nou vooruit spring nie. Anders kan ek net sê amen en ons kan loop. Maar hy sê hierso, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem het en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En die 5 van hulle was verstandig en 5 was dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem en hulle geen olie met hulle saamgeneem het nie. Maar die verstandiges het olie in die kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit, gaan hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was sê aan die verstandiges, gee vir ons van die olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandige antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en gaan koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Later kom die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarom die Seun van die Mens
kom nie. Sjoe. Matteus 25 vertel Jesus ons 3 gelykenisse. En dit gaan glad nie oor sy koms en wanneer hy kom nie. Ek dink dan mis ons die punt totaal en al, want hy het reg deur die periode wat hy met die mense gepraat het, vir hulle gesê, die koninkryk van die hemel is naby. Dit was al naby in daai tyd. Dit het nooit gegaan oor hoe naby dit is nie. En jy sien in Matteus 24 praat hy oor die tekens van die tye. Dit wat gaan kom, dit wat gaan gebeur. En dan praat hy oor, is ons gereed daarvoor? Paulus het hierdie punt baie verder deurgetrek in 1 Tessalonisense 5 vers 2. Hy sê die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Daai dief in die nag periode wat hy van praat, is vir 'n wêreld wat nie hom ken nie. Die dief in die nag is iets wat skielik gaan gebeur. Mense is nie bewus daarvan nie, want hulle ken nie die Bybel nie. So dit gaan wees soos 'n dief in die nag vir die wat hom nie ken nie. En die rede hoekom ek so sê is, as ons gaan kyk wat sê hy in 5 vers 4, dan sê hy, maar julle is nie in die duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Ons lewe nie in die duisternis nie, ons leef in die lig. Vir 'n onoplettende wêreld, wat hulle dinge in die donker doen, gaan hierdie wees baie skielik, baie onverwags, maar hoe is dit? Julle, ons weet iets wat hulle nie weet nie. Dis lekker om dit te kan sê, en ek weet eintlik waarvan ek praat hierdie keer, want ek weet nog steeds nie wat hulle weet nie. Maar hierdie keer weet ek wat ons weet, en dis, hy het ons gewaarsku, hy kom. Hy gee vir ons inteendeel hoe om reg te maak vir sy koms. Wie's bang vir die koms van die Here? En dis oukei. Ek dink ek was vir lank bang. Ek was vir lank bang. Tot en met die Here my duidelik gewys het, maar jy hoef nie bang te wees nie. Sien uit. Dis soos 'n kind op Kersfees. Sien uit na die koms. Ek wil baie graag op 4 punte fokus vanmôre. Ons almal lyk dieselfde tot in die nag kom. In die gelykenis was al 10 maagde. Al 10 het lampies gehad. Al 10 het gewag vir die bruidegom en raai wat, al 10 het moeg geraak en in die slaap geraak. Die verskil is, net 5 was reg. Net 5 van hulle het genoeg olie in hulle lampie gehad en olie saamgevat vir sy koms en om seker te maak hulle is gereed vir as hy kom. Julle sien, en ek dink dis die klem hierop is, ons almal se godsdiens buite op die oog af lyk presies dieselfde. Ons kom almal saam op 'n Sondag kerk toe. Ons almal staan op in worship saam. Ons almal bid saam. Maar hoe lyk jou geloof met die Here en jou verhouding met die Here wanneer niemand daar is nie? Wanneer die mense van die kerk nie vir jou kan kyk en sê, daar is een van ons nie. Spreek jou lewe nog steeds dieselfde? Stem dit ooreen met wat Jesus ons in sy woord leer? Tweede een is die olie is jou persoonlike verhouding met die Here. Die olie simboliseer die Heilige Gees, simboliseer volharding, gehoorsaamheid, die volheid van Jesus Christus in jou lewe. Nou, in 'n lewe wat ons regs en links druk om onafhanklik te wees, gaan hierdie meer oor hoe my lewe lyk in afhanklikheid van Jesus Christus. Wys jou lewe dat jou lampie gevul is met die olie van die Heilige Gees? Die 5 dwaastes het gevra, gee vir ons olie. Ons wil ook hê. En die wyses het geantwoord, ons kan nie. Ons kan nie, want dan is daar nie genoeg vir my nie. Julle sien, niemand kan Jesus namens jou lief hê nie. Niemand kan daai keuse behalwe jy neem nie. Nie jou man nie, nie jou vrou nie. Nie jou kinders nie, nie jou ouers nie. Definitief nie jou pastoor nie. Ons kan vir jou bid, maar daai keuse is jou om te neem.
Die keuse van 'n intieme verhouding met God is joune en joune alleen. En as ons gevul is met sy olie, sal ons reg wees vir sy koms. Ons sal voorbereid wees en nie onverwags gevang word nie. Hy kom in die nag. Hy kom in die nag. Om middernag was daar 'n geroep. Die bruidegom kom. Die basuin gaan blaas. Die dag van die Here is hier. As Jesus terugkom, is dit onverwags en skielik. Ons weet dit, want hy kyk nie na jou kalender nie. Waarmee is ons besig as hy kom? Sal hy vir jou sê, mooi so. Mooi so, goeie en getroue diensknegt. Of gaan hy maak en omdraai en vir jou sê, soos vir die dwaases, gaan weg. Ken jou nie. Lewe ons nie net met die afwagting nie, maar ook verwagting? Met opgewondenheid soos 'n kind op Kersfees? Here, ek kan nie wag vir u kom nie. Ek kan nie wag om my tyd saam met u te begin nie. Dis 'n ewigheid. 'n Ewigheid waar ek u kan dien, loof en prys. Dankie vir wat u aan die kruis vir my gedoen het. Nou, die Here verwag nie perfek nie. Hy verwag gehoorsaamheid, getrouheid. Laaste punt. En hierdie ene maak my seker die bangste. Te laat om gereed te maak. Wanneer hy kom, is dit heeltemal te laat om reg te kry. Om te sê, Here, vat my. Want jy gaan vir jou sê, gaan weg, ek ken jou nie. Die 5 was gereed. Al het hulle ook in die slaap geraak. Dit is nooit die klem op hierdie storie nie. Nooit gegaan oor die feit dat hulle aan die slaap geraak het nie. Hulle was gereed vir sy koms. Hulle kon hulle lampie dadelik aankry en sê, ons is daar. Nou in vers 11 sê hy, meneer, maak vir ons oop. Vers 12 sê hy, maar hy antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Nie omdat hy gemeen is nie. Dis regtig nooit gegaan oor die feit dat Jesus 'n gemeene persoon is, dat hy vir hulle sê, gaan weg, ek ken jou nie. Gaan oor die feit dat hy vir ons leer hoe om te lewe in gereedheid vir sy koms. En ons kies om dit nie te doen nie. Of ons kies om dit te doen. Om gereed te wees is om gereed te lewe. Met ander woorde, as enigiemand na my kyk, dan kan hulle sien. Hierdie perd lewe met gereedheid. Of hy doen nie. Dis 'n lewenstyl, nie 'n noodknoppie nie. Is jou geloof lewendig? Is jou lampie aan die brand? Is jy lig vir die wêreld? Julle sien, en ek het dit, en ek sê vanmôre vir Ferdi terwyl ons bid, so mooi duidelik geword toe ek hierdie lees weer. Ons het, en die Here het seker gemaak daarvan toe hy hierdie stuk vir die mense gee. Hy het vir ons die roadmap net daar ingesit. Want nou kan ons vra, maar hoe? Hoe moet ek lewe dat ek gereed is vir die Here se koms? Net aangaan in vers 25, of in Matteus 25, hy gee dit vir ons. Vers 34 tot 40, hy sê, dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is, sê, kom, julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle voorberei is, van die grondlegging van die wêreld af. Want ek het honger gehad en julle het my ete gegee. Ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. Dan sal die regverdige nou antwoord en sê, Here, wanneer het ons dit gesien? Wanneer het gebeur? Wanneer het ons u honger gesien en gevoed, of dors en te drinke gegee? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en herberg gegee, of naak en geklee? En wanneer het ons u siek gesien, of in die gevangenis?
en na u gekom. En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar, ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes onder julle, het julle dit aan my gedoen. Is dit nie pragtig nie? Wat sê hy vir ons Matteus 22? Is dit nie 'n volle vasmaak van, en Jesus antwoord hom en sê, onthou hy is gevra, wat is die grootste gebod? Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, met jou hele verstand. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hy kyk elke stap wat ons doen met die mense om ons. Dis hoe ons in gereedheid lewe. Maklik, né? Julle, dit gaan nie net oor wat ons doen wanneer mense ons sien nie. Dit gaan oor elke liewer interaksie wat jy het, of dit nou is met 'n Christen of nie, want hy kyk altyd. Wat is jou gesindheid? Is dit nie deesdae maar die inding om, en ek sien dit deesdae meer en meer, waar influencers of die mense op jou Facebooks en TikToks, kyk na my, ek het vir hierdie ou R2000 gegee. Jy het gekry wat jy gesoek het. 'n wêreldse well done. Niks in die hemel gebaat nie. Hy kyk na die intensie agter dit. Wie is opgewonde vir die koms van die Here? Ek saam met julle excited. Soos 'n kind op Kersfees, en dis okay vir ons volwassenes om ook excited te wees. Ons kan excited wees oor sy koms. Hulle kan excited wees oor die geskenke en sy koms. Julle, ek sluit af met die volgende. En soos wat ons nou ons voorname opstel vir 2026, wil ek baie graag hê, challenge julle om hierdie deel te maak van daai lysie. Want hierdie is wat jou in die hemel gaan kry. Nie jou 6 dae 'n week in die gym nie. As Jesus nou kom, is jou lampie vol olie? Of gaan jy eers met hardloop en gaan koop? Hoe lyk jou verhouding met die Here? Regtig. Is ek wakker in my geestelike lewe? Onthou om lomerig te raak en in die slaap raak is okay. Maar as ek in my inwendig, my geesteslewe, my verhouding met die Here, is ek wakker, kan die mense dit in my lewe sien. Wat neem die olie uit my lamp uit? Sonde? Selfvertroue? Vrees? Maar die ander kant daarvan is, wat sit die olie weer terug? Gebed? Geloof? Die woord? Leef ek gereed vir sy koms? Nie bang nie, maar vol verwagting. Dink dis regtelik vanmôre ook gesê, onthou hierdie is 'n teken, as jy excited is vir die koms van die Here, is dit 'n teken van jou geredheid. Dis 'n teken dat jy reg is om saam met hom hemel toe te gaan. Jesus kom nie vir die wat hulle kalender ken nie. Hy kom vir die wat hom ken. Dis hoekom daar nie 'n uur gegee is nie. Amen. Ons wonderlike Vader, ons kom vanmôre na U toe. Here, ek sê dankie vir die feit dat ons met nie net verwagting nie, maar met afwagting wag vir die koms, Here. Die tyd wat U by ons gaan wees, en dit begin die ewigheid, Here. Here, ek bid vir die mense wat vandag hier is, die mense wat vandag nie hier is nie, bid ek dat hulle veilig sal terug wees vir volgende Sondag, Here. Dankie vir die goedheid en guns. Soos wat ons gesing het, dit jaag my, Here. My gebed is, mag ek hierdie jaar net stadig genoeg wees, dat my elke keer sal vang. In die groot en heilige naam. Ontvang nou die liefdevolle genade van Jesus Christus, die wonderlike liefde van God die Vader, en die magtige gemeenskap van die Heilige Gees by ons bly tot in ewigheid. Amen.